Hartlik welkom aan elkeen van julle wat saam ons vandag sin maak van Romeine. Ons het nou al 'n rukkie gevorder in die skrif en ons lees vandag saam Romeine 12 vers 1 tot vers 2. Broers, natuurlik moet ons ook in gedagte hou dat wanneer Paulus sê broers, dan sluit hy natuurlik ook susters in. Dit is nie uitsonderlik net vir mans nie. En dan sê hy broers en susters, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvorm wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en die aanneemlike en volmaakte wil van God is. Ons lees net tot daar. So, om in te spring. Ons sien dat Paulus hier skryf aan natuurlik die broers en die susters, aan die gelowiges, en hy sê op grond van, hy gee hierso 'n basis om van te werk. So, op grond van wat? Van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op. So, hierso van 'n roep op, is dan nou waar ons sien, is 'n opdrag. So dit is 'n opdrag of 'n roeping. So Paulus doen dit. Dit is so op grond van die barmhartigheid van God. Daarom roep ek julle op. So Paulus het nou hierso waar hy die gelowiges daadwerklik wil sê as gevolg van die barmhartigheid van die Here. Omdat die Here barmhartig is, lankmoedig is, vol liefde is, daarom daai barmhartigheid, daarom roep ek julle op. So dis hoekom Paulus kan sê, ek sê vir julle om nou vir die volgende te doen, as gevolg van die barmhartigheid van God. Daarom, gaan hy verder, julle moet julle liggame beskikbaar stel as 'n offer, wat lewend en heilig is en aanneemlik vir God. Hier het ons te doen met drie verskillende, of drie belangrike woorde. Eerstens, lewend. Tweedens, heilig. En derdens, aanneemlik. Ons het die woord offer ook hierso, waar ons sien Paulus sê offer. Nou moet ons verstaan wat 'n offer is. 'n Offer is byvoorbeeld, soos wat ons in die Ou Testament sien, waar 'n dier gebring is as offer vir die Here. Ons moet ook in gedagte hou dat die offer wat gegee word, is nie noodwendig, het nie noodwendig altyd vir die Here aanneemlik gewees nie, maar dit gaan oor wat die mens doen van sy kant af, in die sin van, ek gee my beste, ek gee my eerste, want in die Ou Testament, wanneer ons 'n dier, of wel nie ons nie, in die Ou Testamentiese mense, as hulle 'n dier moes bring, moes dit 'n dier wees, die eersteling, dit moet 'n dier wees sonder gebrek, dit moet jou eerste en jou beste wees. So wanneer ons sê ons moet ons eerste en ons beste gee, gewoonlik sal ons dit nie noodwendig wil doen nie, want dit is my eerste en my beste, dit is die mooiste een wat ek het, die beste een wat ek het. So ek wil hom nie regtig gee nie. Maar dis die offer. So ons moet ons lewe, so die enigste lewe wat ons het, die beste lewe wat ons het, moet ons gee as lewende offer. So ons gee dit as 'n offer deur te sê, Here, ek stel myself in diens van U, wat U wil hê moet ek doen, dit sal ek doen. En as U vir my sê ek moet gaan na die nasies toe om te verkondig, dan sal ek dit ook doen, soos die groot opdrag in Matteus. So ons moet gee as 'n offer. Wat moet ons gee as 'n offer? Dit moet lewendige offer wees. Lewendig wys op hierdie totaliteit, die hele deel van ons lewe. Elke sfeer van ons lewe moet gegee word aan die Here, maar ook tweedens, lewend beteken natuurlik die teenoorgestelde van dood. So in baie godsdienste moet mense hulle self martel en ly en hulle moet swaar kry en swaar trek, en uiteindelik dan sal dit vir hulle Here aanneemlik wees. Nou ons weet daai gode of daai gelowe het nie regtig veel om op te staan nie, want dit is nie hoe die Here werk nie. Die Here sê nie jy moet jouself so laat ly en laat swaar kry en laat jouself seermaak en amper doodmaak om sy kind te wees nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Die Here sê ons moet lewende offer wees. Ons hele lewe, elke deel, elke sfeer van ons lewe moet daadwerklik 'n offer wees vir die Here, maar terselfdertyd moet dit lewend wees. Dink maar aan soos byvoorbeeld 'n kind wat opgewonde is, energie het.
ons lewe, ons moet 'n lewende offer wees, nie 'n dooie offer wat die Here nie kan gebruik nie. So goed, dit is lewend. Dan die volgende ene wat ons sien is heilig. Ons moet heilige offer wees, 'n lewende heilige offer vir die Here. Wat beteken heilig? Ons het al in die verlede gesê wat heilig beteken. Heilig beteken afgesonder vir 'n spesifieke doel. So die voorbeeld wat ek nogal baie lief is vir om te gebruik is om te sê daar is 'n teestel in my ouma se huis en daai koppies en pierings word spesifiek gebruik wanneer die predikant of die ouderlinge huisbesoek kom doen. Die ouer mense sal weet waarvan ek praat, jonger mense sal nie noodwendig weet nie, maar as ons 'n ouma of 'n oupa het wat nogal streng is op daai rooi Albert, jy los dit uit, dit is wanneer die predikant kom huisbesoek doen. Dit is 'n teestel wat afgesonder is vir 'n spesifieke doel, sodat wanneer daardie mense kom, dan gee ons eerste en ons beste. Nou, ou gedagte, dit is nie 'n voorskrif nie, dit is nie dat dit moet so wees nie. Vanuit 'n predikant se perspektief uit wil ek ook maar net sê, dis okay om uit 'n gewone beker uit te drink wat jy alledaags gebruik. Dit is nie nodig dat daar iets afgesonder word vir hierdie gebruik nie. Maar ons weet, die ouer mense het noodwendig altyd hierdie afgesonderde ding gehad. En baie keer as ons ook sê, maar ek is heilig op A, B en C. Soos ek wil nie hê dit moet regtig vir alledaagse gebruik wees nie. Daardie Nortaki stel eetgerei wat ons uithaal met Kersfees, dit is Kersfees georiënteerd. Met dit, asseblief hou gedagte, ek sê nie dat ons moet dit doen nie, dit is net iets wat baie keer gebeur, dat spontaan is dit so, daar is ons iets wat afgesonder word vir 'n spesifieke doel. Nou dieselfde met ons lewe moet afgesonder wees vir 'n spesifieke doel, en ons moet lewend wees. So wat is die doel? Die doel sien ons hierso, is dan die offer. So ons is heilige offers wat afgesonder is, lewend is, opgewek, blydskap het, en dan uiteindelik aanneemlik is vir God. Wat is aanneemlik vir God? Aanneemlikheid sien ons dan uiteindelik deur die skrif, wanneer ons die Here gehoorsaam, wanneer ons daadwerklik in verhouding met die Here lewe, wanneer ons sy wil navolg. Aanneemlikheid, wat goed en reg en mooi is in die oë van die Here. En dit is soos wat ons sê, as ons die woord ken van God en ons ken daadwerklik dit wat daarin staan, sal ons sy wil uitvoer en ons wil gehoorsaam wees aan hom. En dit is uiteindelik ook aanneemlik vir hom. So wanneer hy ook iets op ons hart druk en ons doen dit, en wanneer hy vir ons 'n opdrag gee en ons voer dit uit, is dit ook uiteindelik aanneemlik vir hom, mits, dis baie belangrik, mits ons ook die motief toets waarmee ons dit doen. As ons dit bloot doen omdat, ek wil dit nie doen nie, maar kom ons doen dit nou maar, dan is dit nie regtig aanneemlik nie. So ons het dit ook in gedagte. En dan sê Paulus hierso hierdie mooi woorde in die laaste deel van hierdie vers, en dan sê hy, dit, wat is dit? Hierdie goeders wat vooraf gaan. Dit, alles, dit is aanneemlik en sinvolle godsdiens. So dit is nie 'n godsdiens wat dood is of leweloos is, of nie regtig enigstens iets beteken vir iemand nie. Maar dit is wat 'n sinvolle godsdiens is. Vers 2 gaan hy verder. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, of julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en die aanneemlike en die volmaakte wil van God is. 'n Paar woorde wat ons nou in gedagte moet hou wat belangrik is. Eerstens sien ons verander, vernuwe ons denke en dan onderskei. Ons moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Hoe lyk dit? Wanneer ons sê ons word gelykvormig aan hierdie wêreld, dan sê ons basies die sonde is okay. Ons sê dat om saam te bly voor die huwelik is okay. Ons sê dat aborsies is okay. Ons sê basies al hierdie dinge. So wanneer ons gelykvormig word aan hierdie wêreld, wanneer ons sê, die Here se naam misbruik in die sin van 'n kraswoord, elke derde woord in 'n sin, dan word ons gelykvormig aan hierdie wêreld en ons moet nie. Daar staan dit, Paulus skryf dit hard en duidelik vir elkeen van ons om te hoor. En hy sê daarso, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig wees nie. En dan sê hy ons moet verander word deur die vernuwing van ons denke.
Dit is nou wat ons nou hierso sien, hierdie vernuwing van die denke. Vernuwing het 'n baie mooi Griekse woord, wat ons nie noodwendig altyd duidelik maak in die tekste nie. Maar die oorspronklike bedoeling van hierdie woord dui op transformasie. Dit dui ook op iets wat soortgelyk is aan metamorfose. Dit dui op 'n verandering. En waaraan dink ons wanneer ons dink aan metamorfose? Ons dink aan byvoorbeeld 'n skoenlapper, 'n insek. 'n Skoenlapper wat geneem word waar hy as 'n wurmpie is en dan is daar 'n kokon en dan spin hy homself toe en dan uiteindelik wanneer die siklus voltooi is, dan kom hy weer uit en hy breek deur daardie kokon en dan is dit hierdie skoenlapper wat sy vlerke oop sprei en dan is dit 'n helder, mooi kleurige skoenlapper. Dit is nou, ek skep nou 'n baie pragtige skoenlapper, maar ons verstaan die punt. Daar moet 'n skoenlapper wees wat uitkom uit die ander kant uit. Transformasie. Ons moet transformeer. Ons moet verander van een lewens fase na 'n ander een oorgaan, waar ons die heeltyd net ons denke vernuwe oor en dit soos 'n masjien wat loop en hy bly aan loop en hy's goed geolie en hy hou aan loop. En so moet ons gaan die heeltyd. Dit is 'n deurlopende proses wat ons moet doen. En alleenlik deur die Heilige Gees kan hierdie ook plaasvind. Hierdie vernuwing is hoofsaaklik die Heilige Gees wat in ons werk, ook uiteindelik op die pad van heiligmaking. So ons sien hoe ons dan herhaaldelik oor en oor moet vernuwe. Ons kan amper ook die woord vernuwe gebruik as bekeer. Ons moet onsself heeltyd terugdraai, wegdraai, omdraai, bekeer van die gedagtes wat ons gehad het. Ons het gedink in een rigting, maar nou moet ons gedagtes transformeer. Dit moet 'n metamorfose deurgaan sodat ons uiteindelik dit kan lei in die regte rigting. Wat gebeur dan? Dan van hierdie metamorfose af, dan begin ons onderskei. Sodat wat ons kan sien wat goed is, wat die goeie, die aanneemlike en die volmaakte wil van God is. Waar sien ons die wil van God? God het gepraat deur die skrif. Wanneer ons Bybelstudie doen, wanneer ons kerk bywoon, wanneer ons gesprekke het met medegelowiges, wanneer ons self persoonlike Bybelstudie doen, nie noodwendig in die gemeente nie, wanneer ons bid tot die Here, al daai openbaar uiteindelik ook die wil van God. En dan sal ons ook kan lewe in die onderskeidingsvermoë wat die Heilige Gees dan uiteindelik ook vir ons gee. So 'n gawe van die Gees. So die Heilige Gees is baie duidelik, baie betrokke hierso. So, as gevolg van die barmhartigheid van God, omdat God barmhartig is, daarom roep Paulus ons op om hierdie opdrag te doen. Wat is die opdrag? Om 'n lewende offer te wees, wat die heeltyd vir God aanneemlik is, want dit is sinvolle godsdiens. En omdat ons dan in hierdie volhard, moet ons nie gelykvormig word aan die wêreld nie, maar ons moet verander. Ons moet onsself en deur die Heilige Gees transformeer, sodat ons denke uiteindelik ons sal lei om te onderskei tussen wat goed en aanneemlik en volmaakte wil van God is. So sien ons die eerste twee verse van hierdie hoofstuk. Maar nou is daar nog iets wat ons in gedagte moet hou, iets waaroor ek gehardloop het sonder om mooi daaroor te bespreek, maar is die woord wat ons in die eerste vers sien van hierdie teks is barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? Barmhartigheid het ons nou al gesien in die vorige hoofstukke. Basies die hele teks van Romeine 1 tot 11 sien ons hierdie barmhartigheid. Ons sien vroeër hoe die Here met sy volk was. Ons sien in hoofstuk 5 waar die Here daadwerklik wys hy het ons lief. Hy gee om vir ons. Ons sien daadwerklik in hoofstuk 8 byvoorbeeld
waar God daadwerklik die sondaar wil verander, waar ons daadwerklik kom tot bekering en die liefde en die oproep om te verander. Ons sien dit herhaaldelik. En dan sien ons hierso van hoofstuk 9 tot hoofstuk 11, die vorige hoofstuk, sien ons van die Jode teenoor die heidene. Hoe die Here herhaaldelik sê, Paulus gebruik die woorde en hy sê, ek's hartseer oor my volksgenote, maar dit is vir my 'n eer om ook onder die heidene nasies te werk, sodat die eie volksgenote, die Jode, uiteindelik jaloers kan word op die heidene wat ook die liefde van God beleef. Barmhartigheid van God is so omvattend. Die barmhartigheid van God is daadwerklik iets wat ons nie noodwendig kan verstaan en tot ons volle verstand die kennis van hê nie. Want dit sluit in die liefde, die genade, die ontferming. Dit sluit in die omgee, die barmhartigheid, barmhartigheid word dan daar gebruik, maar dit sluit in die ek gee jou nie net oor dat jy op jou eie sukkel nie. Dit is die voorsiening in die afhanklikheid wat daar is tot God. God doen barmhartigheid. God bewys barmhartigheid teenoor die volk in die Ou Testament, teenoor die heidene in die Nuwe Testament en teenoor ons vandag, sodat ons daadwerklik kan lewe as 'n lewende offers wat aanneemlik vir die Here is. Ek hoop elkeen van ons het sin gemaak van hierdie deel en mag die Heilige Gees daadwerklik ons lei om lewende offers te wees in hierdie wêreld, sodat ons nie gelykvormig word nie, maar herhaaldelik transformeer, meer en meer soos wat God wil hê ons moet wees. Tot volgende week. Goed gaan.